Ons leef in 'n tyd waarin sommige predikers soos geestelik beroemdes optree. Groot platforms, groot beloftes, groot geld, groot aansprake. En baie keer word die indruk geskep as jou geloof sterk genoeg is, moet dit lei tot voorspoed. Dit moet lei tot sukses, tot 'n deurbraak na dit wat jy wil hê en tot 'n beter lewe. Maar Christus en sy apostels het nie so gelyk nie. Hulle het nie die evangelie gebruik om hulle self ryk en onaantastbaar te maak nie. Goeienaand, welkom by ons aandgodsdiens. Vanaand gaan ons voort met ons skriflesing uit die boek 1 Petrus en ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 4. Hier wys Petrus vir ons vanaand wat 'n ware herder is. Kom ons lees 1 Petrus 5 vanaf vers 1 tot 4. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God dit verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Nou hier skryf Petrus aan ouderlinge, aan geestelike leiers in die gemeente. Maar kyk mooi hoe begin hy hier. Hy sê nie eerste, ek is die groot apostel, die belangrike apostel van Jesus Christus. Julle moet nou na my luister nie. Nee, hy sê, ek praat met julle as 'n mede-ouderling en as 'n getuie van die lyding van Jesus Christus. Dis baie belangrik. Petrus verbind nie geestelike leierskap heel eerste aan status en geld, aan aansien of aan 'n groot persoonlikheid nie. Hy verbind dit aan Christus se lyding. En as ons die Handelinge van die apostels lees en ons lees die briewe in die Nuwe Testament, dan sien ons dit was die pad van die apostels. Hulle het nie van plek tot plek gegaan en mense geleer hoe om voorspoedig te word nie. Hulle het Jesus Christus verkondig. Hulle het mense tot bekering en tot geloof geroep. Hulle het self swaar gekry, hulle is self verwerp en vervolg, en baie van hulle het uiteindelik ook 'n marteldood gesterf ter wille van die evangelie. Daarom moet ons vandag baie versigtig wees vir die soort celebrity prediker godsdiens van ons tyd, waar die predikers en die leiers al groter en groter word, al hoe ryker en waar hulle al hoe meer mense afhanklik van hulle maak. Petrus sê hier iets anders. Hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God. Pas die kudde van God op wat aan julle toevertrou is. Nou dit is woorde wat diep sny. Die kudde van God. Die gemeente behoort nie aan die dominee of die pastoor nie, nie aan die profeet nie, nie aan die apostel van vandag nie, nie aan 'n sterk persoonlikheid of 'n groot bediening nie. Nee, hulle is die kudde van God, hulle behoort aan God. Daarom mag 'n geestelike leier nie mense gebruik om sy eie naam of sy eie rykdom of koninkrykie te bou nie. Hy mag nie hulle nood en hulle vrees of hulle verlange na uitkoms uit hulle omstandighede gebruik om hulle aan homself vas te bind nie. Petrus sê, moenie dien vir eie gewin nie, moenie oor mense heers nie, wees 'n voorbeeld vir die kudde. Nou hier is nou vir jou 'n eenvoudige toets wanneer jy dink oor die geestelike leierskap in jou gemeente. Lei die geestelike leier jou na Christus en sy woord of maak hy jou afhanklik van homself? Leer hy jou om God te dien of leer hy jou om God te gebruik om jou eie drome te kry? Wys hy jou na Christus as jou herder of laat hy jou glo jou deurbraak hang af van jou gehoorsaamheid aan hom? As 'n prediker jou bang maak dat jy God se seën gaan misloop as jy hom nie volg nie, as hy jou druk om geld te gee met die belofte dat God dan vir jou meer sal teruggee, as hy jou laat voel jy mag nie vra nie, want dan is jy teen die man van God, dan is daar groot fout. Die maatstaf vir 'n ware herder is nie hoe groot sy platform is, of hoe ryk sy bediening lyk, of hoe sterk sy persoonlikheid is nie. Die maatstaf is of sy bediening die merk van Christus se kruis dra. Nederigheid, diens, waardigheid, selfverloning en liefde vir God se woord en vir God se kudde. Want Christus is die opperherder. Hy is nie net 'n middel tot voorspoed nie.
Hy is nie 'n middel tot 'n doel nie. Hy is die Here. Hy is verlosser. Hy is herder en bewaker van ons siele. 'n Valse herder gebruik jou nood om jou aan hom vas te bind. 'n Ware herder bring jou met jou nood tot by die kruis van Jesus Christus. Herders, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanaand na U as mense wat U nodig het. Party van ons is moeg, party is bekommerd, party dra geldnood, siekte, spanning, onsekerheid of alleenheid op die skouers. Ons kom vanaand en ons vra vir U hulp en U uitkoms. Maar ons bid terselfdertyd, Here, bewaar ons daarvan om U net te soek vir dit wat ons uit U hand kan kry, vir die brood wat U gee, nie vir U self nie. Ons bid dat U ons Christus sal wys as ons Here, ons Verlosser, ons opperherder. O Vader, beskerm U kinders teen vals herders. Gee vir elkeen van ons die vermoë om te kan onderskei. Bring ons terug na U woord. Lei ons deur U Gees. Gee vir elke geestelike leier wat ook hierdie boodskap hoor, nederigheid en waarheid en liefde en heilige vrees voor U. Hou ons vanaand vas in Jesus Christus. Amen.